Goeiemôre. Ja, dis Woensdagoggend en dit is waarlik die volgende Psalm wat ons na moet kyk, Psalm 23. Ek weet nie of daar 'n Psalm is wat so bekend is, 'n ander een wat so bekend is as hierdie Psalm 23 nie. En Vader, dankie dat ek net nou kan vra in die naam van Yeshua dat U by my oorneem, dat U asseblief self vandag dit wat U vir my en vir almal wat saam met my kyk na hierdie woord vandag. Kom maak U dit self vir ons oop. Asseblief Vader, ek bid dat U vir elkeen wat ooit na die boodskap sal luister, sal dring om in eie hart en eie binnekant in te kyk. Gee ons die krag en die genade om eerlik voor U te staan en in te kyk en te sien wat het koning Dawid verstaan van wie U is en wat is wat ek verstaan. Wat moet ek leer by koning Dawid? Dankie Vader, ons weet hierdie Psalm is so oorbekend, maar ek bid dat U dit vanoggend vir ons sommer splinternuut kom maak. Asseblief Vader, kom asof U dit vir die eerste keer vir ons verduidelik. Help ons om so daarna te kyk. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Halleluja, amen. Ja, ek dink Psalm 23 is sekerlik die mees bekende Psalm wat daar is. En ek wonder daaroor en ek skryf neer en ek sê vir myself, ek dink die rede daarvoor is omdat dit so ongelooflik eerlik en eenvoudig en opreg is. Iets wat selfs 'n kind kan verstaan, né? Koning Dawid was nie die oudste van sy pa se kinders nie. Kyk, daai manne het mos nou maar meer as een vrou gehad en soos die kinders aangekom het hulle maar in 'n hiërargie hulle punt gevat in die tou. En koning Dawid was nie een van die oudste of die belangrikste seuns nie. Die feit dat hy die herder was, sê dat hy maar redelik laag af in daardie hiërargie was. Want dit is maar die jonger ouetjies wat die werk moes doen, soos byvoorbeeld om skape op te pas, want dit was nie 'n lekker werk nie. Genigtig, jy's weg van die huis af en jy's in gevaar en bla. So koning Dawid het nie in sy ouerhuis, in sy opvoeding, dink ek, 'n verskriklike boost van dit of dat gekry nie. Hy was een van die mindere van die seuns. En hy het die skaap loop oppas. En dis baie belangrik dat die getuienis wat ons hier kry van koning Dawid in hierdie Psalm, weet jy, mens moet dit nie vlak lees nie. Gaan kyk en besef uit watter omstandighede het hy dit geskryf. Maar weet jy, ook vir my belangrik, terwyl mense so praat van hiërargie en die Psalm om te onthou vir koning Dawid, was dit nooit belangrik. Ons lees dit nooit in sy lewe nie. Hy wou nooit die belangrikste ouetjie wees nie. En hy was nederig, want hy het sy posisie in die huishouding geken en hy het die integriteit gehad om te gehoorsaam wat van hom verwag is, en dit is dit. Nou, kom ons onthou weer, daar staan, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot eer van sy naam. Ek stop net gou daar. Kan jy sien, al die dinge wat hier genoem word, is so tipies dit wat 'n herder vir sy skape, of dit behels die versorging wat die herder vir sy skape moet kan gee. En wonderlik dat koning Dawid, wat dan nou self as 'n herder aangestel is deur sy pa, hier kom en hierdie vergelyking tref. Hy is 'n herder, ja, maar eintlik stap hy ook in gehoorsaamheid onder sy groot herder. En dit wat Dawid geweet het, van hom verwag word as 'n herder teenoor sy skape, dit het hy ontvang, leer ken, ontdek in sy groot herder, naamlik ons Skepper God. Hy gaan verder en hy sê, hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Dawid het iets verstaan van regte en verkeerde paaie.
Hy het geweet waar hy sy skape kan en nie kan vat nie, né? En dan gaan hy verder in vers 4 en hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Hoeveel keer moes hy met sy skape in situasies beland het, wat hy die een was, wat in alle opsigte sy skape moes beskerm, moes bewaar, van dood, van wolwe, van wat ook al, so dit ook was iets wat hy in sy binnewese geken het, en daarom kan hy met opregtheid en eerlikheid sê, in U hande is ek veilig. Want hy weet wat hy vir sy skape bied. En hy weet dat die God in wie hy glo, soveel groter is as hy, en dat hy die opperherder is. Wat 'n wonderlike, heerlike vergelyking. Vers 5 lees, U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. Nou wat vir 'n feesmaal kon daar ooit in die veld gewees het? Maar die vergelyking wat Dawid tref, in die gees. In die gees is hy so versorg. Niks kan hom bykom nie. U ontvang my soos 'n eregas. Wow. Stop gou daar. Het ek en jy dit al ooit oorweeg, dat ons Vader ook vir ons as 'n eregas wil ontvang? Of was dit net vir koning Dawid beskoor? Ek weet nie die antwoorde op nie. Gaan bid self daaroor, maar net om dit te bedink, dat dit is wat Dawid gesê het, dat hy 'n eregas is. Ek word oorlaai met hartlikheid. Wat 'n wonderbare verhouding het hierdie man met sy Skepper God gehad. Weet jy, ons moet onthou, hy was nie een van sy pa se oudste seuns nie. Hy het een van die badste jobs gekry wat daar was, en dis om met die skaap in die veld te loop bly. Hoeveel keer hy kon huis toe gaan, weet 'n mens nie eers nie. Maar daar was geen aansien, geen blinkvryf of ophef in die werk van 'n herder nie. En hier sit Dawid met sy skape in die veld. Maar hy weet wie sy herder is. En daarom sê hy, U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. En dan sluit hy af om te sê, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En dit het, né? Dawid het koning geword en het droog gemaak en het oorlog geveg en het baie dinge in sy lewe gebeur. Maar hy het sy God nooit versaak nie. Ja, ongehoorsaam by tye, maar nie versaak nie. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hoe het koning Dawid by hierdie besefenis uitgekom? Weet jy, ek dink as jonger broer, nie 'n fisieke status in die gesin gehad nie. Dikwels in erge situasies doodsbenoud, alleen. En hy kon slegs op sy Vader vertrou. En dan is dit waarvan hy praat, rus. Waters van vrede, nuwe krag. Sal ons ooit kan verstaan hoe diep geborge koning Dawid was in sy verhouding met ons Skepper. En nou wil ek na myself toe draai en ek wil jou ook vra. Hoeveel keer gaan ons deur nonsens goed? Finansies raak op en verhoudings trek skeef en mense doen bla. En ons gaan nie daarmee saam in ons harte nie. Siektes kom en gaan. Verstaan ons hierdie posisie wat koning Dawid gehad het in sy Skepper God. Vader, in die naam van Yeshua bid ek, dat U vir elkeen van ons 'n begeerte sal gee, om dieper te delf en te soek, wat is dit wat daar regtig was, tussen U en koning Dawid. Mag ons elkeen ons eie lysies gaan maak,
En Vader, gebruik dan ons lysies en leer ons om ook daarna te streef. Want dit wat U en koning Dawid gehad het, was so uitsonderlik. So uitsonderlik. En ons lees daarvan in die woord. Ons beleef dit in die getuienisse. Dankie Vader dat ons kan vra. Ek vra Vader, leer my om te soek na die hart van koning Dawid in my verhouding met U. Asseblief Vader. En dankie dat ons weet, U sal ons nooit vergewe. En ons nooit verlaat nie. Niks in hierdie aarde kan kom staan tussen my en U nie. U is groter. Mag ons net altyd in eerlikheid, opregtheid voor U staan. Asseblief Vader, ek vra dit in die wonderbare naam van Yeshua Mashiach. En Vader, ek bid dat U elkeen wat ooit na hierdie boodskap sal luister, sal dring om self by U te gaan stil word. Mag ons oefen om waaragtig op U te wag, totdat ons weet, U het geantwoord. Dankie dat U altyd antwoord. Maar dankie dat U ook ons wil leer voor U antwoord. Help ons. Mag ons leer wat ons moet leer, sodat ons soos koning Dawid ook in hierdie intieme verhouding met U kan staan. Ek bid dit in die naam van Yeshua. Amen.